5 maniere hoe inflammasie vir jou hoë bloeddruk veroorsaak. Alle hoë bloeddruk is nie insulienweerstandigheid nie. Jy kan ook hoë bloeddruk kry van inflammasie. Die eerste ding wat gebeur is, inflammasie beskadig die endoteel. Die endoteel is 'n eensellige laagie aan die binnekant van jou are en hierdie word beskadig deur inflammasie. Met ander woorde, die hart moet nou harder werk, want daar is 'n verstywing van hierdie endoteel. Die tweede ding wat gebeur is, inflammasie verminder stikstofoksied. Stikstofoksied laat die are ontspan en inflammasie en oksidatiewe stres verminder die stikstofoksied beskikbaarheid en wat dan gebeur is, jou are is dan minder ontspanne en dan het jy hoë bloeddruk. Inflammasie verhoog ook reaktiewe suurstofspesies, ROS. Dit is oksidatiewe stres en dit vat ook hierdie stikstofoksied dat dit minder word en voor die stikstofoksied kan werk, word dit vernietig en dan het jy ook meer wrywing wat op die are plaasvind, want onthou stikstofoksied laat jou are ontspan. Die vierde ding waar jy 'n probleem optel met inflammasie is in die RAAS-stelsel. Dit is die renin-angiotensin-aldosteroon stelsel. Dis in die niere. So op die byniere word aldosteroon vervaardig, maar hierdie renin-angiotensin-aldosteroon stelsel werk binne in die niere en dit werk met die natrium wat teruggehou word. Nou inflammasie belemmer hierdie RAAS-stelsel. Angiotensin 2 sê vir die liggaam om aldosteroon te vervaardig en dit stimuleer die aldosteroon so jy het meer soutretensie. Angiotensin 2 veroorsaak dan ook vasokonstriksie, so die bloedvate trek saam. Kroniese inflammasie kan jou veg of vlug simpatiese senuweestelsel aktiveer en dit veroorsaak dat jou hart harder klop. Dit gaan veroorsaak dat jy ook hoër bloeddruk het. Jou bloedvate trek letterlik meer saam. Ook kortisol speel 'n groot rol. Jy kry dan perifere wrywing en bloeddruk verhoog. Kroniese inflammasie beïnvloed jou niere. Natuurlik, niere het te maak met natrium, maar niere het ook te maak met water. En onthou, water volg die natrium. So met ander woorde, as natrium teruggehou word, dan gaan jy water kry wat teruggehou word en dan gaan jy 'n hoër bloeddruk hê. Insulienweerstandigheid kan deur die karnivoor dieet weggevat word, as jy karnivoor reg doen. Maar insulienweerstandigheid of kroniese hoë insulinemie is nie altyd die oorsaak van hoë bloeddruk nie, soos ek nou verduidelik het. Maar die karnivoor kan jou wel help om jou inflammasie weg te vat, deur byvoorbeeld beta-hydroksiebuteraat te produseer, wat help om die inflammasie weg te vat. Ketone te produseer, wat help om die inflammasie weg te vat, die TNF-alpha interleukin 6 seinmolekules minder te maak, die bloedglikose minder te maak, as gevolg van die feit dat jy meer op ketone werk. WhatsApp my, Carnivore Keto word coaching, dit werk. Ons doen een van die dae die diabetes bootcamp. En baie diabete sukkel met inflammasie. Doen 'n Carnivore Keto word coaching sessie met my, ek coach al 6 jaar op die Carnivore dieet.